'n kalmte en 'n rustigheid in die hart en in die gemoed sal bewerk, en dat hierdie erediens, soos elke ander erediens, 'n hoogtepunt in u lewe mag wees. Sterkte vir die week. Nuwe lidmate en gaste, u mag weet, u is meer as welkom. Die ander notas deel ek met u na afloop van die erediens. Ons tree nederig aan tot die troon van die Here, want ons is nietige mense, maar ons is vrygekoop in Christus. En daarom het ons vrymoedigheid om in sy voorhof saam te wees. Ons gaan Skrifberuiming 12:3, strofe 1 en 2 saam sing, en daarna ook lied 200, sy eerste strofe, en ek vra dat u saam sal let op die verband van die woorde van hierdie twee liedere uit die liedskat van die kerke, en daarna die woordem en die groetseën van die Here. As kinders op aarde, opgediep uit die psalmwoord, sê ons kyk op na die berge, is dit waar ons hulp vandaan kom. Om dan met oortuiging onder leiding van die Heilige Gees te kan en te mag sê, verseker nie, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. En daarom, broer en suster, genade, barmhartigheid en vrede vir u elkeen van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan en die Here loof met 2 strofes uit Psalm 138. Die eerste strofe van die Tosesberuiming en die derde strofe van die Kloete omdigting, en daarna neem jy rustig weer die sitplek in, Psalm 138.
Ek sê dit altyd, elke liturgiese handeling is 'n hoogtepunt. Een na die ander, seëning uit die Here se hand in feesdiens saam. Spontaan die volgende handelinge, naamlik die belydenis van ons geloof, ooreenkomstig die geloofsbelydenis van Nicea, daarna die Here se wet, Eksodus 20, en 2 perspektiewe uit die Nuwe Testament, en daarna Psalm 33, die 6de strofe, spontaan, waarna ons saam bid. Ek kondig niks weer hiervan aan nie. En ek sê, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie, gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Dit is hy wat ter wille van ons as mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal het. En deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword het. Hy is dit wat mens geword het. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons elkeen gekruisig. Dis hy wat gelei het, dis hy wat begrawe is. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom. En as ek dit gesê het, vra ek u dat u later na die laaste preeksin in verkondiging sal luister. Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy is dit wat deur die profete gespreek het. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Wat 'n belydenis. En daarom ook ons te verlustig daarin om die Here se wet te kan en te mag hoor. Eksodus 20 se woorde toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van hulle wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou.
6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, die vreemdeling by jou nie, want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan jou naaste behoort nie. En dan Romeine hoofstuk 7. Nadat ons die Here se wet gehoor het, so vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Christus Jesus, ons Here. En dan blaai ons na die Matteus Evangelie. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, sê hy, wat is die grootste gebod in die wet? En hierdie antwoord aan u en my ook vanoggend. Jesus antwoord: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat met die eerste gelyk staan, is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Mag ek dit weer sê? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons roep die Here aan in gebed. Ons Vader, wat 'n genade voorreg om te kan glo en te kan weet dat U ons God is en dat ons U kinders is. Erfgename. Elkeen van ons van die ewige lewe in Christus. Ons aanbid U as die enigste lewende, ware God.
Vader, Seun en Heilige Gees. En ons loof U vir U teenwoordigheid hier. En ons dank U ineens vir U woord, en dat U aanstonds aan die woord gaan kom. En dat ons mag luister. Ons pleit dat U seënende hande oor hierdie gemeente sal uitstrek en uitgestrek sal hou. Ons pleit dat U seënende hande oor U kerk sal hou. En dat ons as lewende lidmate van die liggaam van ons Here Jesus Christus opreg, nederig, sagmoedig en blymoedig sal wees. En ons verlustig in die nabyheid. Lei ons om aktiewe luisteraars te wees. As U uit die hoë hemele by monde van 'n klein mensie met die gemeente praat. Seën ons saam in die woning met belydenis van ons skuld en sonde, almal saam in Jesus naam. Amen. Die Here aan die woord, broer en suster, in die skriflesing uit Johannes 20, 1 tot en met 18. Met vers 14 tot 16 as fokusvers in die na-Paas feesbediening van die woord vir oggend. Johannes 20, 1 tot 18 en spontaan voor die bediening van die woord Psalm 33 se 5de strofe in gemeentesang saam. Die 83 vertaling lees en die Here praat die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom gaan begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Toe die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daaraan gekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê wat om Jesus se kop was. En die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite die graf bly staan en sy het gehuil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou,
waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die ander disippels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ek het die Here gesien. En Maria Magdalena sê, ek het die Here gesien. Liewe gemeente van die Here, so sê 'n doodgewone vroumens. Een baie spesifieke Sondagmôre op hierdie ou aarde van ons. Ek het die Here gesien. So uitnemend spesiaal, so uitnemend bevoorreg was sy tog nie waar nie. Kom ons sê dit in wat 'n uitnemend benydenswaardige posisie was Maria Magdalena nie. Ons sou graag met haar plekke wou ruil, nie waar? Een moment wat net haar daardie Sondag by die oop en leë graf van die Here Jesus gegeen was. Ek het die Here gesien. Waarmee Maria Magdalena eintlik sê, die opstanding van die gekruisigde tot die dood toe Jesus is vir haar 'n lewensverandering
veranderende werklikheid. Dis wat hierdie sinnetjie beteken. Nie, ek het hom gesien nie, en klaar nie. En hierdie sin is die evangelie van Pasen ingebou. Dis 'n hoogtepunt in haar lewe, dis 'n moment. Jesus wat lewe is vir haar 'n lewensveranderende werklikheid. Ek het die Here gesien, sê ek het hom ontmoet. En uit my hele lewe positief omgedraai. Maria Magdalena. Wie was sy? Ek gaan 'n paar kort opmerkings oor haar maak. Maria was die vrou van die Wesoewer van Galilea se vissersdorpie Magdala. Maria Magdalena, Maria van die dorpie Magdala. 'n gewone mens, 'n sondares. En ek sê dit spesifiek, want ek wil hê u moet dit raak sien en u moet dit onthou. U moet dit in gedagte hou, dwars deur die preek en môre en oormôre. 'n vrou uit 'n vissersdorpie. Maar wie was sy? Enkele opmerkings. Lukas 8 vers 2. Daar was vroue by Jesus en die 12, staan dit geskryf, wat van bose geeste en siektes genees was. En dan staan daar was ook Maria, bekend as Magdalena. En nou staan daar, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het. Maria Magdalena was nie 'n engeltjie nie. Nog 'n opmerking oor haar. Lukas 7 se gebeure. Dis Maria Magdalena, die vrou wat 'n sondige lewe gelei het en wat met die duur albaste flesie reukolie haar plek by Jesus se voete inneem. En hou in gedagte, sy's in trane. En sy het die Here se voete gesalf. 'n week voor sy kruisig. 'n sondares vrou by Jesus se voete. Sy was 'n vroue volgeling van Jesus. Nie net by sy voete gesit nie, maar hom op die voet gevolg. Hou dit in gedagte. En weet u, daarom is dit, en ek gee dit vir u, in antieke geskrifte word Maria Magdalena ingeskryf as die apostel van die apostels. Sy's 'n vrou. Uit 'n vissersdorpie. Maria Magdalena. Maar nog iets oor haar, Johannes 19 se 25ste vers. Sy was ook een van die enigste 5 mense wat aan die voet van die kruis van Jesus bly staan het terwyl hy gesterf het. Sy was 'n bitter einder.
Sy wou nooit sonder die Here wees nie. Sy volg selfs vir Josef van Arimatea, nadat Jesus se liggaam van die kruis afgehaal is, want sy wil weet en sy wil sien waar hulle hom begrawe. 'n bitter einde aan haar volg van Jesus. En die Sondagmôre by die leë graf, want sy wou Jesus se liggaam volgens Joodse gebruik gaan versorg. Onthou ek het dit net nou gesê, huil sy weer. Soos toe sy by Jesus se voete gehuil het, toe sy sy voete gesalf het. Want Maria Magdalena ken haar sonde en ellende. En nou huil sy weer. Want sy het gedink sy liggaam is darm nog daar, maar nou is daar niks. Hulle het my Here weggevat. Maar kyk mooi. Sy draai nie weg nie. Sy sê nie, wat was nou die sin daarvan dat ek hom op die voet gevolg het nie? Hier's niks oor nie. Nee. Soos sy by die kruis bly staan het, bly sy by die graf staan. Sy bly staan by die niks, maar sy staan. Sy draai nie weg. Sy wil daar wees waar Jesus Vrydag was. En nou, broer en suster, wil ek op hierdie punt van die predikering sê, en my dalk vir groot kritiek blootstel. Maar gaan doodgewoon sê, val dit u nie ook op, dat die eerste mens op aarde, wat Jesus na sy opstanding gesien het, 'n vrou was nie. Susters, baie van u kry in die kerk seer deesdae. Kom ons vergeet die teologiese agtergrond en alles daarvan. Maar ek wil vir u sê, dit val my op, dat die eerste mens op aarde wat Jesus na sy opstanding gesien het, nie 'n man was nie. 'n Vrou. En met hierdie opmerking volstaan ek, maar is tog vir my merkwaardig. Maria van Magdala. Maar sien ook raak, sy sien Jesus deur haar trane. Sy sien Jesus na sy opstanding in haar treurtrane. Want hulle het my Here weggevat. En ek weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Johannes 20:13.
En sien saam met my raak Johannes 20 se 15de vers baie belangrik ook vir u in u lewe. Die eerste woorde van die opgestaande Here is nie 'n bevel nie. Is nie 'n koninklike aankondiging nie, is nie 'n magsuitspraak van die koning wat oor die dood triomfeer nie, maar dit is 'n vraag, deernisvol aan 'n huilende vroumens. Hy het die dood oorwin. Hy is die koning van die konings. Maar hy vra, waarom huil jy, vrou? En Maria se trane, en jy weet mos hoe werk dit, nê, as 'n mens se oë vol trane is, sy sien die man, maar sy dog is die tuinopsigter. Die tuinopsigter. Die koning tussen sy mense. En hy vra 'n diep vraag. Waarom huil jy? En let mooi op, Jesus wat Maria met die tuinwerker, Maria wat Jesus met die tuinwerker verwar, noem eenvoudig haar naam. En nou vra ek, as Jesus vra, waarom huil jy? Waarom huil jy, meneer? Waarom huil jy, mevrou? Hoor dan hoe hy u naam noem. Hoekom sê ek ons moet dit doen? Om die eenvoudige rede, broer en suster, hoekom huil jy, mens? En ek bedoel, dis op 'n sekere manier die samevatting van die lewe, nê? Kom ons is eerlik, ons lag nie elke dag nie. Hoekom huil jy? En hoor jou naam. En weet jy wat? Dit laat u en my ook sê, ek het die Here gesien. Die een wie se opstanding uit die dood die helder tekening is van die nuwe bedeling vir Maria uit die vissersdorpie en vir my, Johan, Susan, Marie, Gert van Sinnewil en Montana Poort en die stad. En Montana Poort gemeente. Maar nou, waarom huil jy? Wat gaan in jou lewe aan? En weet jy, baie keer dink ons, dis die tuinwerker wat met ons praat. Maar
stem U oor in, onder leiding van die Heilige Gees, hoor U naam, en daarmee die openbaring aan die Maria vrou, en die openbaring aan U en my. Sodat, al is dit deur U trane heen, baie keer, U ook om Christus wil mag sê, ek het die Here gesien. Want hy het met my oor my hart gepraat. Sigbaar, helder, duidelik in sy openbaring, sy sigbaarmaking in onder andere vanoggend se tekswaarheid. Daardie Sondagmôre na Jesus se kruisdood en Maria van Magdala en vanoggend na elke Sondag en U en ek. En te mag sê en te wil sê, ek het die Here gesien. Ek sien hom in my lewe. Ek sien hom op my pad. Ek sien en hoor hom in my binnekamer. Ek sien hom in my voorspoed en my teëspoed. Ek het die Here gesien. My kind, waarom huil jy? Vertel hom. Sê hom. Maak die hart oop, maak die hart leeg. As hy sê, my kind, waarom lag jy? Sê hom. Vertel hom van die oorwinnings. Vertel hom hoe dit voel om op die wolke te ry. Ek het die Here gesien. Hy raas nie met my nie. Hy vra, hoekom huil jy? Ek sien hom op my pad. Soos Maria dit gesien het. En eendag, onthou jy toe ons die belydenis gelees het, en eendag op die wolke hom te mag sien, koninklik komende na hierdie ou aarde, na U toe en na al sy kinders toe. En dan gaan hy sê, kom, finaal na my toe. Amen. Kom ons dank sê. Ons buig diep en laag, ons Vader in die hemel, en ons kyk op die hoë hemele in die krag van gebed, en ons sien ons Here Jesus aan U regterhand. Ons hoor hom in sy voorspraak. Ons beleef hom as hy as verlosser met ons praat. Ons beleef hom in sy opstandingskrag en heerlikheid.
En daarom, Here, ook in ons die begeerte om van hier af om te draai en vir al wat leef en beef te sê, ek het die Here gesien. Die moment wat alles verander. Dankie, Here, vir die Paasfees wat verby is. Dankie vir ons wat kon wegwees en wat veilig terug is. Ons loof U vir die skole en universiteite wat aan die gang is. En die kerk van ons Here. In sy voortgang en krag op hierdie aarde. Ons pleit, Here, onder leiding van die Heilige Gees, dat ons ore sal oopmaak. Sodat as jy aan die kruis uitgeroep het, o God, waarom het U my verlaat, dat ons nou in U koninklike heerlikheid kan hoor, my kind, waarom huil jy? Leer ons om aan die hand te lewe en op die voetvolgeling van Jesus Christus te wees, in krag en mag en heerlikheid, ons eendag ook op te neem, in koninklike pragt en majesteit. Oor ons gebed, Vader, in Christus naam, ons hier almal saam. Amen. Ons gaan staan en Psalm 116, die tussensomdigting, strofe 1, 4 en 5, hartlik saam sing, daarna die uitstuurseën, die Amen lied, en dan neem jy net die sitplek in vir 'n paar afkondigings. Psalm 116. Ontvang U, Here, se seën en draai om na die lewe en gaan sit hierdie erediens voort
elke weeksdag. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster, sy en bly met u almal. Amen. Liewe gemeente, ek deel graag die volgende met u, en dit is om u hartlik uit te nooi na die aanderediens vanaand om 19 uur of 7 uur. U is meer as welkom. Vanaand in die leerprediking let ons op wat dit beteken as ons bid, laat u wil geskied. Heerlike tee en koffie, net hierna onder die afdak. As dit nie u gewoonte is nie, leer dit gerus aan, kom gesels en kom kuier 'n bietjie hartlik saam. Dan vir die laaste keer sekere lidmate en vir die eerste keer 2 ander lidmate, hou ons aan u voor om in die besondere diens van ouderling te dien, ouderling Martin Myntjies. Hy het reeds aangedui dat hy die roeping nie opvolg nie, Tiaan Fik, Lou Pretorius en Koos Engelbreg. En daarom die eerste keer aan u voor te hou om in die diens van ouderling diensbaar te wees, broeder Chris van Rensen. As diakens vir die laaste keer, Stefan van der Walt, Frederik Jansen van Rensburg, Jaconel, hy het reeds aangedui dat hy die roeping nie opvolg nie, en Barry Miller. En daarom vir die keer Fiona van Staden as diaken. Vir u wat miskien nie die poortpos in die hand het elke Vrydag nie, in die lig van hierdie approbasies neem u kennis dat daar meer as een vakante wijk is, daarom die volgende huisbesoekreëlings. Die lidmate van Bougainvillea Aftreeoord se 2 wyke. Broeder Lucas Lees en Suster Patty Ligtelm sal 'n huisbesoek reël as dit moontlik is in die oord. So moenie bekommerd wees in die lig van broeder Hans Diedriks se ernstige siekte nie. Dan die lidmate van wijk DW1, MO1, P2 en PH-wijk. U kan of die 19de April of die 10de Mei na die oggendediens 'n gesamentlike huisbesoek bywoon. Of die 19de April of die 10de Mei. Dan die volgende verjaarsdae. Hein de Pre Junior het gister verjaar en ook Anja Mulder. Vandag Dani Skuman en Linda Tavares. Die 13de Hanko Hertzog en Leon Mulder. Die 14de Suster Hetty Briel. Die 15de Bertus Willering en die 17de Annie Strauss. Vir al hierdie lidmate baie geluk en seën vir elke dag. Dan is daar 'n baie klein ou mensie wat die 9de April verjaar het. En haar ouma gaan haar nader bring. Sy's 'n klein Benadi. En sy het 1 jaartjie oud geword op die 9de April. Sissie, vat daar, hoor. En jy moet soet wees en jy moet daai prop in jou mond weggooi. Sal jy? Sien jy al die ooms en tannies? Lekker verjaar, hoor. Ons is bly dat ons jou mag ken en dat jy in die gemeente mag opgroei. Ek
sluit af met ons dankoffergawe, wat 'n vrywillige offergawe is, in die mate waarin die Here u seën, materieel. Vanoggend vir die Jan Kriel skool, dit is kindertjies met besondere leerbehoeftes en spesiale onderwys was nog altyd baie duur onderwys. En vanaand, as die Here ons spaar, vir die Montana Poort Kerkkas. Dankie broer en suster.